Welkom by Parashat Tzav se kruistienersles, van altaar tot alledaags, die priester in jou. Parashat Tzav, Levitikus 6 vers 8, is nie net nog 'n paar verse uit die Bybel nie. Dit is 'n uitnodiging tot 'n intieme leefstyl saam met Abba Vader. Die Hebreëse woord Tzav word gewoonlik vertaal as beveel, maar die wortel daarvan dui op iets veel dieper. Dit beteken om te bind of te verbind. Wanneer God ons beveel, nooi hy ons om onsself aan sy hart vas te maak. As ons die letters van Tzav ontleed, sien ons die bouplanne van ons roeping as priesters. Die letter Tzadeh beeld die Tzadik uit, die regverdige man wat kniel of homself aan God haak. Die Wav is die vertikale konneksie, 'n tentpen wat die hemel aan die aarde bind. Hierdie bevel is dus 'n posisionering. Dit roep ons om soos Yeshua die gestalte van 'n doulos of 'n dienskneg aan te neem. Iemand wat sy eie wil vrywillig neerlê om die Vader se wil te doen. Om 'n priester te wees beteken om die konneksie tussen hemel en aarde te beliggaam deur nederige diensbaarheid. Hierdie diensbaarheid begin egter nie by met groot publieke dade nie, maar by die private instandhouding van die altaarvuur. Die opdrag in Levitikus 6 vers 12 tot 13 is baie duidelik. Die vuur op die altaar moet daarop aan die brand gehou word. Dit mag nooit doodgaan nie. In die gees is hierdie vuur die simbool van jou passie vir God. Die priester het die strategiese taak gehad om elke oggend vars hout by te sit. Dit sê vir ons dat geestelike vuur nie van self brand nie. Dit vereis daaglikse, doelbewuste brandstof. Die vuur wat nooit mag doodgaan nie, dui ook op die ewigdurende aard van Abba Vader se verbond. Kom ons kyk nou 'n bietjie hoe lyk jou vuur. Eerstens, wat is jou brandstof? Wat bou jou vuur? Die woord, om die instellings van Jodai Wawai te ken in plaas van menslike opinies, soos ons lees in Jeremia 8 vers 7. Gehoorsaamheid, om te luister na sy stem bo die geraas van die wêreld. En gebed, intieme tyd waar jy jou gees gereed maak vir die dag. Maar aan die ander kant, wat is die blusmiddels wat jou vuur doodmaak? Wel, om geestelik te slaap, om traag te word wanneer jy moet waak, Markus 14 vers 37. Misleiding, om die leenpen van die skrywers te glo, soos ons lees in Jeremia 8 vers 8, die fake news wat jou identiteit aanval. En hardkoppigheid, om in die hardkoppigheid van jou eie verstand te loop, Jeremia 7 vers 24. Nou is my vraag, waarom begin die priester se werk hier? Wel, omdat geen offer aanvaarbaar is as die vuur dood is nie. Sonder 'n brandende verhouding met Abba Vader is jou goeie dade bloot godsdiens sonder krag. Onthou egter, vuur laat altyd iets agter. En daarin lê die geheimenis van die as, genesing deur getuienis. Wanneer die vuur brand, ontstaan daar as. In Levitikus 6 vers 10 tot 11 sien ons die priester se taak om die as te verwyder. Interessant genoeg hou die Hebreëse woord deshem ook verband met gesalf word. Hier lê 'n paradoks. Dit wat deur die vuur verteer is, jou pyn, jou offers, jou sondes, word die bron van 'n nuwe salwing. Die as was gemeng met water en op onrein mense gesmeer om genesing en reinheid te bring. In ons alledaagse lewens is die offers wat jy bring, jou verlede wat jy agterlaat en deur die vuur van Yeshua verteer word. Die as wat agterbly, is dan jou getuienis wat gebruik word om vir ander mense genesing te bring. So jou uitdaging, in vandag se samelewing is ons bang om ons foute of swakhede te wys. Maar as priesters word jy geroep om jou as, jou pynlike ervarings en foute van die verlede uit te dra. Wanneer jy getuig van hoe Yeshua jou uit die as opgelig het, word daardie oorblyfsels 'n genesende olie verander. Let op dat die priester sy klere moes verander voordat hy die as uitdra, Levitikus 6 vers 11.
Hy moes sy glorieryke priestersklere uittrek en ander klere aantrek vir hierdie nederige taak. Dit leer ons dat ons status, trots en hoogmoed moet uittrek om met kwesbaarheid te dien, sonder om ons priesterlike identiteit verloor. Dis nie die klere wat die priester maak nie. Maar, net soos 'n soldaat nie oorlog toe gaan sonder sy gereedskap nie, kan 'n priester ook nie uitgaan en dien sonder sy uniform nie. So die priester se klere, soos ons lees in Levitikus 8 vers 6 tot 9, was nie vir show nie, maar vir onderskeiding. Die priester was geklee in fyn linne, maar moes ook 'n linne broek dra. In die borsplaat was die Urim en Tumim, Levitikus 8 vers 8. Dit was die goddelike instrumente vir besluitneming. As jong priester hoef jy nie te raai oor God se wil nie. Hy gee vir jou leiding deur sy gees wanneer jy sy uniform dra. Maar die wêreld probeer jou klere steel. Dink aan die jong man in Markus 14 vers 51 tot 52 wat sy linne kleed agterlaat en kaal vlug. Wanneer die druk kom, moenie jou priesterlike identiteit prysgee om by die massas in te pas nie. Ons is geroep om afgesonder te leef, die nou pad te loop. Terwyl die wêreld die leenpen van die skrywers, Jeremia 8 vers 8, gebruik om waarheid tot 'n leuen te verdraai, moet jy uitstaan as iemand wat afgesonder is. Jeremia 8 vers 12 sê die volk het vergeet hoe om te bloos oor sonde. 'n Ware priester het die moed om die waarheid te praat en is nie skaam vir die standaarde van die koning nie. As priester is jy geroep tot totale toewyding. En ons lees van hierdie toewyding in Levitikus 8 vers 23 tot 24. Die inwyding van die priester het fisies geraak toe bloed aan 3 kritieke punte gesmeer is. Dit simboliseer dat jou hele wese onder die gesag van die bloed van die nuwe verbond staan. So eerstens was die bloed gesmeer aan die regteroor, en dit beteken, luister na God se stem. Maar vir 'n tiener vandag beteken dit weier om na die leenpen van skinder en wêreldse misleiding te luister. Stel jou frekwensie in op Abba Vader. Die bloed op die regterduim verteenwoordig alles wat die hande doen. So gebruik vandag jou talente vir aktiewe omgee, in plaas van selfsugtige wins. Wat jy doen, moet sy karakter weerspieël. En die regter toon is die pad wat jy loop. Moenie loop in die hardkoppigheid van jou bose verstand, soos in Jeremia 7 vers 24 nie. Volg die voetspore van Yeshua, jou hoofpriester. Priesterskap eindig nie by die slagpale nie. Dit eindig by die tafel. In Levitikus 8 vers 31 is Aaron beveel om die offervleis by die ingang van die tent van ontmoeting te eet. Dit was 'n verbondsmaaltyd, 'n teken van vrede en gemeenskap met Abba Vader. As jy jou priesterlike rol opneem, alleen deur God se genade, sal die 'n voorsmaakie van die ewige lewe wees. Yeshua neem hierdie konsep na die uiterste in Markus 14 tydens die Pessagmaaltyd. Hy nooi ons om van sy liggaam en bloed deel te hê. Maar onthou sy woorde in Matteus 9 vers 13. Ek vereis aktiewe omgee en nie offers nie. Om saam met Abba te eet, beteken dat jy sy hart aanneem. Jy kan nie by sy tafel sit en onverskillig wees teenoor die sondaars teenoor die sondaars rondom jou nie. Ware priesterskap is nie 'n reeks koue rituele nie. Dit is 'n verhouding van deernis. Volgens Hebreërs 8 en 9 bedien ons 'n hoofpriester wat die hemelse tabernakel binne gegaan het om vir ons 'n ewige erfenis te verseker. Ons diens by die altaar lei tot 'n feesviering van sy oorwinning. Net 'n opsomming van 'n paar lesse uit Parashat Tzav. Nommer 1. Laat jou vuur aanhou brand. Jou passie is jou verantwoordelikheid. Moenie toelaat dat die vuur doodgaan nie. Sit elke oggend vars hout by die deur. Sit elke oggend vars hout by deur die woord en gebed. Dan nommer 2, integriteit en privaatheid. Onthou die linnebroek. God sien jou hart en jou integriteit wanneer jy alleen is.
Dra jou priesterlike identiteit met eer, selfs wanneer niemand kyk nie. En nommer 3, aktiewe omgee. Moenie 'n godsdiensrobot word nie. Priesterskap beteken om die goeie nuus na 'n gebroke wêreld te neem deur dade van opregte deernis. So wanneer jy vandag van die altaar afstap en terugkeer na jou alledaagse lewe, onthou, jy los nie jou priesterskap agter nie. Jy dra dit saam met jou. Jou lewe is nou die altaar. Jou keuses, die offers en jou liefde, die vuur wat aanhou brand. Laat jou oor luister, jou hande dien en jou voete die pad van Yeshua loop. En waar jy gaan, mag die geur van 'n lewende verhouding met Abba Vader sigbaar wees. Nie net in wat jy sê nie, maar in wie hy is. Shalom.